Goeiemôre, dit is Sondag die 20ste April, wat 'n wonderlike dag is dit nie. Vroeg in die môre, so 2000 jaar terug, op die eerste dag van die week, kom 'n aantal vroue by die graf met speserye wat hulle voorberei het, maar hulle vind die steen weggerol en die graf is leeg. En in Lukas 24 vers 5 sê, en toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde te buig, sê die manne, die engele vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. As vele male in die Ou Testament verwys daar selfs as tipes van Christus soos Jona en Isak, dat Jesus op die derde dag na sy kruisiging sou opstaan, asook die Jesus self en die apostels. Jesus verwys ook daarna na Jona 1 vers 17, terwyl hy sê in Matteus 12 vers 40, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En dan Jesus sê self in Matteus 16 vers 21, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en hoëpriesters en skrifgeleerdes moes ly, gedood en op die derde dag opgewek word. En dan sê Hosea 6 vers 2, hy sal ons na 2 dae lewendig maak, en op die derde dag ons laat opstaan, sodat ons voor sy aangesig kan lewe. Ek glo hierdie woorde is veronderstel om na die Messias te verwys, dat sy opstanding, en ek veronderstel dat apostel Paulus ook daarna verwys, as hy sê 1 Korintiërs 15 vers 3, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Nou die feit is, Jesus lewe. As hy nie opgestaan het nie, dan was die kruisdood te vergeefs gewees. So ons kan fees vier in die wete dat, as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in ons woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook ons sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in ons woon. Romeine 8 vers 11, mag die Here u seën, geniet hierdie dag. Amen.